Goed, ons kyk dan nou na Jakobus hoofstuk 2 en in hierdie opname gaan ons net kyk na die eerste 13 verse van Jakobus 2 en ek wil tog vra dat jy na hierdie skrifgedeelte sal kyk intens die gedeelte eers deurwerk en maak seker dat jy die Heilige Gees vra voordat jy begin om met die woord te werk. Vra die Heilige Gees om vir jou dit openbaar te maak wat die verborge dinge is wat die Here opgesluit het in hierdie gedeelte, sodat jy daarin ook iets kan leer van die ewige koninkryk waarvan ons almal wat gelowiges is, almal wat in waarheid wandel, sal eendag hierdie waarheid wat jy hier kry, gaan 'n ewige waarheid wees, en dit is God se plan gewees vir sy volk en vir sy kinders. Goed, so ek gaan nou maar net vinnig die gedeelte lees en dan gaan ons vers vir vers daardeur werk. Hy sê, my broeders, Jakobus 2 vanaf vers 1, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek, en vir die arme sê, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorleggings geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Maar julle die arme man onteer, of oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy met jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword, want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Goed, kom ons werk dan hierdie gedeelte, vers vir vers deur. Dis belangrik in elkeen van ons se stap saam met Jesus, is dit vir ons belangrik om nie met die skrif te werk 'n klein bietjie hier en 'n klein bietjie daar nie. Ons moet, ek wil amper sê, vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk, dis altyd 'n goeie ding om, byvoorbeeld, as jy dan nou 'n Nuwe Testamentiese boek, of selfs 'n Ou Testamentiese boek sou vat, dan moet 'n mens van die eerste hoofstuk af tot in die laaste hoofstuk, eerste vers tot die laaste vers van 'n gegewe boek, moet jy noukeurig deurtrap voor die Here, saam met die werking en die bystand van die Heilige Gees, en dan moet 'n mens, voordat jy begin, moet jy vir die Here vra, Here, maak aan my oop dit wat ek hier moet raak sien. En daarom kan 'n mens nie lukraak met die woord werk nie. Jy kan nie hier 'n bietjie, daar 'n bietjie nie. Jy kan nie 1 versie hier en 6 versies daar en 2 versies hier, want dan kry 'n mens nooit die konteks van die koninkryksbeeld wat elke boek vir ons probeer uitspel nie. So, vat my woord daarvoor, as jy met die woord werk, moenie net met saadkorreltjies, soos wat hulle dit noem, 'n korreltjie hier en 'n korreltjie daar nie. Goed. So hy sê, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Goed, so wat probeer vers 1 vir ons sê? Vers 1 wil vir ons sê, Christus is die hoof. En as Christus die hoof is, dan moet ons onder sy heerskappy
alles wat ons wil weet van die koninkryk van God, doen ons onder sy heerskappy. En as ons dan nou onsself verbind tot 'n persoon, en jy sal nou weet, wie is jou kerkvoorganger, wie is jou dominee of jou predikant of jou pastoor of wie ook al jy nou sou gebruik as die persoon na wie jy luister. Die gevaar wat jy daarmee loop is dat as daai persoon nie die een is wat jou in vers vir vers rig in die woord van God nie, dan is hy nie besig met dit waarmee hy moet besig wees nie, en dan word hy die een wat 'n tussenganger word tussen jou en Christus. En mense neem, meeste van die tyd het hulle iemand waarna hulle luister, en hy word die persoon wat hulle aanneem. Hulle neem hom aan as die een wat namens hulle die dinge van die koninkryk van God vir hulle moet gaan haal uit die woord uit en dit aan hulle moet weergee. En dit is nooit God se opdrag gewees nie. Kom ons kyk net gou vinnig aan die hand van dit wat ek sê, net gou na 1 Korintiërs. En dan kyk ons spesifiek na 1 Korintiërs hoofstuk 3, en dan kom Paulus en hy sê vir die gemeente in Korinte, onthou ek herhaal weer, gemeente in Korinte, nie 'n spesifieke kerknaam in Korinte nie, dit is die gemeente van God in Korinte. Met ander woorde, dis nie soos wat ons ou verdeelde kerke van vandag, die een is daai kerk en die een is daai kerk, dis nie God se liggaam nie. God se liggaam is nie verdeeld nie. So as ons deel is van God se liggaam, dan het ons dig ons nie vir onsself 'n naam toe met 'n sekere manier van funksionering nie. Goed, so hy sê, en ek broeders kon tot julle nie spreek, vers 1 Korintiërs 3 vers 1, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Goed, so, wat is 'n klein kind in Christus? Iemand wat pas die Here aangeneem het en wat nog nie gegroei het in die geestelike dinge van die koninkryk van God nie. Dis wat hy hier bedoel. En ek het julle met melk gevoed en nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. So Paulus kla eintlik die gemeente in Korinte aan en sê, julle gedra vir julle soos babietjies. Ek moet julle nog steeds met geestelike melk voed, terwyl julle nou al op vaste spys moes gewees het. En dan gaan hy verder. En dan sê hy in vers 3, julle is nou nog nie in staat daartoe nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. So, wat sê Paulus, die groot probleem op dit wat hy aan Korinte skryf, is om te sê, julle twis en tweedrag, en julle is jaloers. En dan sê hy, want as die een sê, vers 4, ek is van Paulus, en die ander een, ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan en wie is Apollos, anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het? Ok, ek wil net daar stop. Die grootste fout wat ons maak as gelowiges is om te sê, ek is van so en so persoon, en 'n ander ou sê nee, ek is van so en so persoon. En dan kan jy nou maar jou kerkleier se naam daarin sit as jy wil. En dan sê Paulus, maar weet julle wat die probleem is? Dit gaan nie oor Apollos nie, dit gaan nie oor Paulus nie, dit gaan nie oor Petrus nie, dit gaan nie oor Johannes nie, dit gaan alles net oor Christus. En wanneer jy 'n persoon aanneem en jou skaar by 'n man, is jy klaar in die moeilikheid. En daarom moet ons, en selfs die ouens wat hulle voordoen as Apollosse en as Paulusse en as wie ook al, is ook die probleem. So, dit gaan nie net oor die persoon wat iemand aanneem as 'n persoon nie, maar dit gaan oor die persoon wat hom voordoen as die persoon. En ons moet daarvoor uitkyk. Ons moet pas op dat ons nie mense begin voor Christus stel nie. Want jou probleem daarmee is dat daai persoon kan niks verkeerd doen in jou oë nie. En jy begin
hom te aanbid in steede van om Christus te aanbid. En as hy jou toelaat om hom te aanbid, dan is hy ook verkeerd en julle albei sal struikel. En daarom is dit nodig dat as jy 'n voorganger het en hy het nie 'n hart van 'n herder wat die kudde moet lei, soos wat Christus aan Petrus gesê het die dag voor het toe hy hulle die laaste keer gesien het by die see van Galilea toe hulle laaste vis gevang het, toe sê Jesus vir hom, laat my skape wei, pas my skape op en laat my lammers wei. Met ander woorde, versorg die kudde met die waarheid van die woord. En as jy in 'n gemeente is of in 'n kerk is waar die pastoor al die praatwerk doen en hy preek net hier 'n bietjie, daar 'n bietjie en hy lei jou nie in die waarheid van die woord vers vir vers nie, dan het ek 'n vraagteken om te sê, hoekom doen hy dan nie wat Christus gesê het hy moet doen nie? En dit is om mense te disipel en hulle alles te leer wat Christus hulle geleer het. En kan ek vir u sê, niemand van ons sal ooit kom tot die waarheid van die woord as ons nie met die woord werk met aandagtigheid vers vir vers en jy kan maar enige evangeliese boek vat. Ek werk met Lukas en ek werk met mense die hele Lukas gedeelte deur totdat daai persoon elke stukkie van Lukas fyn deurgetrap het en fyn verstaan het wat is die betekenis van die woord. Goed, ek haak bietjie vas by vers 1, maar ons gaan na vers 2 toe. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan. So, wie is daai persoon? Nou, dit is tipies waarna Jesus verwys het, toe hy op 'n stadium het mense hom uitgevra oor Johannes die Doper, en toe sê hy, wat het julle uitgegaan om te sien? 'n man met linne klere aan, 'n man met koninklike klere aan, of wat het julle gegaan om te sien? En dan sien ons, Johannes die Doper was glad nie deel van die godsdienstige sisteem wat in Jerusalem besig is om plaas te vind. Hy het in die woestyn gaan bly en hy het, die woord sê, hy het sprinkane en heuning geëet. Dit was sy kos. Met ander woorde, hy het nie die lekkernye geëet wat die ander ouens gehad het nie. Hy het ook nie in 'n paleis gebly soos daai tyd se hoëpriester het 'n paleis gehad. So hy sê, pas op dat die hoëpriester, dat die ou wat sit met al die credentials, soos die Engelsman sê. Hy het al die credentials, hy het geswat, hy was op kweekskool, hy het homself bevorder, hy het 'n doktersgraad, hy is die ou wat al die kennis het. En dan sê Jakobus hier, pas op vir daai ouens. Hy sê, want jy moenie beïndruk wees deur iemand se status nie. Moenie 'n man in jou midde toelaat wat werk op sy status en op wat hy vermag het en op hoe en dan in meer, kom ons noem dit dan nou maar meer in die charismatiese vernuwingsbeweging wat 'n vals beweging is, wat sê die ou met die grootste kar en die ou met die meeste volgelinge, die ou wat die grootste kerk is, dis die ou na wie ons luister. En dan kies ons sommer 'n ou wat ons nog nooit in ons lewe ontmoet het nie. Dan sit hy in Amerika iewers of iewers in Europa en hy is hierdie geweldige groot prediker en hy word ons predikant want hy is die ou wat baie volgelinge het. En almal hou aan hom, hang aan sy lippe want hy is die man. En hy bly in hierdie groot huis en hy het 'n vliegtuig en al die goeders wat hulle aan ons voorhou om ons daarmee te beïndruk. Pas op vir die manne met die goue ringe en met die blink klere. Hy sê, in 'n tweede deel van vers 2 sê, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan. En wat wil Jakobus hier vir ons sê? Hy sê, weet jy wat, dit gaan nie oor die natuurlike voorkoms nie. Dit gaan nie oor wie dra die beste klere en wie bly in die grootste huis nie. Dit gaan oor wie is die een wat besef hy's verlore en hy het Christus nodig. Dis gewoonlik die ouetjie wat maar net in sy eie wil ek amper sê gebrekkigheid na die Here toe hardloop en sê, Here help my, ek is verlore.
So die eerste gedeelte van vers 2 verwys na jou priesterlike fariseer ingesteldheid, en die tweede gedeelte van vers 2, die arme man met vuilklere aan, is jou Johannes die Doper karakter. Die een wat na niks lyk nie, maar uit die wysheid van die Here. Dan vers 3, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit. Jy sien, dis maar wat ons doen. Ons gee altyd die ereplek vir die ou wat, en hoeveel keer was ek al by goed betrokke gewees, dan kry hulle 'n gasspreker in, en dan moet hierdie gasspreker, hy's nou die ou, en dan wanneer hy dan nou kom, man, dan almal staan op as hy instap, en dis net geweldig, en hy word voorgestel as hierdie ou, en al sy ekskuus vir die Engels, maar al sy credentials word voorgelees. Hulle stel hom voor en hulle sê, dit het hy bereik, en hy het soveel boeke geskryf, en dit en dit en dit, en as hulle klaar alles aan hom toegedig het, dan stel hulle hom voor, en dan luister almal verskriklik aandagtig na hom. Maar vir die arme sê julle, tweede deel van vers 3, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit? Met ander woorde, wat sê dit? Ons gee nie die arm ou, en as ons nou praat van die arm ou, as hy nie lyk of hy aansien het nie, gaan ons hom nie eers 'n spreekbeurt gee nie. Hy moet by die voetbank sê, wat is die voetbank? Die voetbank is die hoogmoedige plek van 'n prediker wat sê, ek praat, jy luister. Ek is die jy is onder by my voetbank. En wat het God gesê van sy seun en die posisie van sy seun? En dan kry ons dit in die Ou Testament, en ek wil nou sommer net gou vinnig kyk of ek dit gou kan raaklees in Hebreërs. Ek dink is in Hebreërs 1, as ek dit nie mis het nie. As ek dit nie nou kry nie, dan sal ek maar op 'n later stadium dan sê, okay, so dit gaan oor Jesus, hy het 'n ewige scepter, en dan op 'n stadium dan sê hy, in Hebreërs 2 vers 8, hy sê, alle dinge het u onder sy voete gestel. By die voetbank van Christus se voete moet ons sit. Moet in Vader se naam nie by 'n man se voete gaan sit nie. Hy gaan vir jou mislei, en jy gaan dink, hy's die antwoord, en hy gaan alles vir jou sê, en jy gaan glo, jy kan niks self vir jouself uitwerk, wat die evangelie aanbetref nie, en jy gaan sit by 'n man se voete, terwyl jy by Christus se voete moet sit. En ek wil vandag vir jou sê, as die prediker wat vir jou preek, nie die man is, wat jou na Jesus se voete toe lei nie, dan moet jy nie verder na hom luister nie, want dan lei hy jou na sy voete toe, dan sit jy by sy voetbank. Vers 4, het julle nie dan by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? So wat is 'n regter in die koninkryk van God? Ons is veronderstel om almal regters te wees. Nou klink dit vir jou bietjie vreemd as ek dit sê, maar die rede hoekom ek dit sê is om te sê, jy is die een wat Christus se woord en waarheid verteenwoordig. Of jy's veronderstel om hom te wees. En as jy nie die kennis het van die waarheid nie, kan jy nie optree as 'n regter in die koninkryk van God nie. En daarom, en ek sê dit is baie spesifiek na die broers, veral die manne in die gemeente van Christus. Jy moet jouself voor Christus se voete stel en by hom leer, totdat jy in die posisie is waar jy kan oordeel tussen waarheid en leuen. En dit maak jou 'n regter. En as ons in ons regsposisie staan in terme van die waarheid van die woord, dan kan ons baie mense wat mislei word help om by die waarheid uit te kom. So wat is die regter? Ek het 'n Engelse term hier geskryf. 'n Regter se werk is to determine what is true and what is false. Dis wat 'n regter doen. En ons is veronderstel om almal die oordeel daar te stel tussen waarheid en leuen. Ons moet die heeltyd werk met die woord, sodat wanneer iemand inkom en hy praat iets wat nie waarheid is nie, dat ons dit dadelik kan regstel en sê, nee, dit wat jy nou sê, moet jy van bely voor die Here, dis 'n leuen wat jy verkondig, dis sonde wat jy verkondig, en jy moet hom as regter moet jy hom regstel. Goed, vers 5, luister my geliefde broeders.
Het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Ek wil so bietjie stil staan by vers 5. Ek gaan hom net weer lees. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? So kom ons kyk net gou, daar's baie meer plekke in die skrif waarna jy nou kan gaan kyk om dit wat Jesus hier sê. So kom ons vat net gou wat het Jesus gedoen toe hy sê, net om mee te begin. Jesus se vertrekpunt in terme van die bediening wat hy gehad het toe hy op aarde was. Sy vertrekpunt was van die begin af gewees om die armes te kies. En nou moet ons versigtig wees, want jy kan arm nou beskou as finansieel arm, of jy kan arm beskou as die ou wat niks weet van die dinge van die koninkryk nie, versus die ou wat op kweekskool was, wat sê ek het alles geleer op kweekskool, en alles wat ek vir julle gaan leer, het ek by waar ek ook al gestudeer het geleer, en jy gaan nou na my luister. Jy sien, hy's nie arm nie, hy's 'n ryke. Hy's ryk in kennis, maar arm in gees. En die arme wat Christus uitgekies het, is die arme van gees. So, kom ons kyk gou Jesus se disippels. En jy sal dalk nou verstom staan om te besef, as jy dit nog nie besef het nie, dat Jesus het nie een van sy disippels, het hy gaan kies uit Jerusalem, uit die godsdienstige sisteem nie. Nie een nie. Nie een van sy disippels nie. Wat hy hulle gaan kies? Hy het hulle almal gaan kry in Galilea en omgewing. Al die disippels wat hy gekies het van sy 12, behalwe een. Wie is die 12de een wat uit Jerusalem uitgekom het? Sy naam was Judas Iskariot en hy was die seun van Simon, en Simon was 'n fariseer gewees. Is dit nie baie interessant dat die enigste ou wat op Jesus gedraai het, die godsdienstige Judas Iskariot was, wat hom uitgelewer en hom verraai het vir geld nie. Want jy sien, dis die godsdienstige sisteem se ingesteldheid is mammon. Hulle doen wat hulle doen vir geld. En die eie werke godsdienstige sisteem, of dit nou die tradisionele kerk is, en of die vernuwingscharismatiese beweging, die gogga agter dit bly dieselfde, en dis mammon. En daarom sê Jesus, hy kies die arme, met ander woorde, die ou wat arm van gees is die ou wat kan kom leer by Christus, die ou wat ryk is, wat sê, ek weet alles, hy gaan nie, hy het klaar die antwoorde, hy het klaar geleer, hy het klaar gestudeer, hy het klaar die kennis. Nou wil ek jou vat na 1 Korintiërs hoofstuk 1, en ek wil net dit, vers 5 van Jakobus 2 vers 5 wil ek toch net 'n bietjie tyd aan spandeer, dat jy net 'n beter begrip kry van wat wil Jakobus 2 vers 5 vir ons sê. So ons kyk gou na 1 Korintiërs 1 en ek gaan net vinnig deur dit werk, gaan werk op jou eie tyd 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17 tot 31. Dis die laaste gedeelte van 1 Korintiërs 1. En dit gaan oor wysheid van God versus die wysheid van die wêreld. Nou die wysheid van die wêreld beteken nie van die wêreldse mense daar buite nie, maar die wysheid van die godsdienstige wêreld. En ek gaan dit so vinnig vers vir vers deurhardloop en dit net verduidelik. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Jy sien, wanneer jy met woordewysheid die evangelie wil probeer vertolk, verwar jy net mense. Jy beïndruk hulle net met mooi woorde en fancy woorde. Vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die eenvoudige aanbieding van die evangelie is die krag van God. En daarmee probeer ek nie sê, die evangelie en die dinge van die koninkryk is net 'n sinnetjie wat jy gebruik om te sê, jy is verlore en jy het Jesus moes aanneem en jy moes bely jou sonde en jy moes jou laat doop en glo in die kruis en
en laat jy die evangelie verkondig nie. Jy moet die hele evangelie verkondig van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. So kom ons vat dit dan nou net 'n tree verder hier in hierdie gedeelte, want ek dink dis nodig dat ons hier reg verstaan waaroor gaan wysheid van God versus die wysheid van die wêreld. Hy sê, vers 19, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. En dit staan in Jesaja 29 vers 14. En dan sê hy, waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar die redetooster van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Wat bedoel hy by waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar die redetooster? Hy sê, waar kom hulle vandaan? Waar het hulle opleiding gekry? Het hulle by die voete van Christus en by sy voetbank kom sit en hom leer ken het in gees en waarheid? Of waar kom hulle vandaan? Hulle kom van een of ander geleerde instansie af. En dan kom hulle en hulle bied die evangelie aan volgens die wysheid van mense en nie die wysheid van God nie. Jy sal nooit kom tot die wysheid van God as jy nie by Jesus se voete gaan sit nie. En hy gaan vir jou sê, ja natuurlik het ek by Jesus se voete gesit. Nou wat maak jy op 'n kweekskool? Wat maak jy by 'n plek wat vir jou sê, ons sal jou leer van die dinge van die koninkryk vanuit 'n boek wat ons saam, van 'n syllabus wat ons opgestel het en om mense te leer. Hulle leer mense hoe om te preek. Kan jy dit jou indink? Dat jy moes na 'n kweekskool toe gaan om te sien, om sielkunde te verstaan. En jy gaan na 'n kweekskool toe om te leer hoe om te preek. Wat se snert? Hoekom het ons nodig om geskool te word om te preek? Jy sien, dis 'n natuurlike gawe wat jy ontvang van die Heilige Gees af. Dis 'n geestelike gawe. En een van die geestelike gawes is daar gaan sekere manne wees wat God gaan kies as leraars. Maar dis nie 'n ding wat hy gaan inoefen en voor die spieël gaan sit en op 'n sekere manier, en dan kom jy agter, hulle praat almal op dieselfde manier, want hulle het dit geleer op kweekskool. Wat ons waar kry? Ons is nie daar om mense te beïndruk met 'n metode van prediking nie. Jy sien, Paulus het baie duidelik gesê, 'n preek was nie sy sterkpunt nie. Hy het dit reguit gesê. Inteendeel, Paulus is so eerlik dat hy op 'n stadium met 'n jong man aan die slaap gepreek en hy het dood uit by die venster uitgeval. Jy sien, dit gaan nie oor die prediker nie, dit gaan oor die boodskap van die koninkryk. Vers 21. Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie. Luister mooi, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie. Ek gaan dit gou vertolk. God het in sy eie wysheid dit so bewerk dat die wyses van die wêreld hom nie sou kon ken nie. Ek gaan dit weer sê. God het in sy eie wysheid dit so bewerkstellig dat die wyses van hierdie wêreld hom nie sou ken nie. Dis God se wysheid. God sê, ek kan nie myself en die wysheid wat ek het vir die wyses van die wêreld gee nie, want hulle gaan die eer daarvoor vir hulle self wil vat. Vers 21, se tweede deel. Het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Jy sien, die prediking van die koninkryk van God is at best 'n dwaasheid vir meeste mense, veral vir die wêreldling, is dit dwaas. Nee, maar dit kan tog nie wees nie. Ek moet tog iets bybring. Ek moet tog my vermoë moet ook iewers kan inwerk, want ek is beter as God en ek weet beter as God. En as ek meer as God is en beter as God weet, dan gaan ek sê hoe werk redding en hoe werk redding nie. En daarom kom ek met allerhande slim stories oor, ja, dit is hoe redding werk en dis hoe dit nie werk nie. En intussen tyd mis die hele kerk die waarheid van die woord, omdat hulle na
hulle sekere mense aanstel en na hulle luister eerder as om na die woord te luister. Goed, ek wil net hierdie gedeelte vinnig klaarmaak, net dat ons kan aangaan met Jakobus 5. Hy sê, maar ons, vers 22. 1 Korintiërs 1 vers 22, want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Nou, dit is so, die Jode die hele tyd vir Jesus 'n teken gevra. Hoekom het hulle vir hom 'n teken gevra? Dis hulle hoogmoed wat gesê het, ons glo hom nie. Ons glo hom nie. Want, hoekom vra hulle van Jesus 'n teken? Want hulle het hulle self klaar het uitgemaak, hulle is klaar gered. Wie? Die Fariseërs. Hulle het gesê, hy kan nie die redder wees nie, hy kan nie die Messias wees nie, en hy moet homself aan ons bewys voordat ons dit sal glo. En Jesus sê, julle sal nie 'n teken sien nie. En ek wil nie nou op daai teken ingaan nie, want dit is 'n lang preek vir 'n ander dag, wat Jesus gesê het. Jesus se woorde was gewees, daar's net vir hulle net een teken. En dan praat hy van die teken van Jona, wat vir 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis was, en dan sê hy, en die seun van die mens sal vir 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En jy kan nou maar daarvan maak net wat jy wil. En ek weet wat menslike wysheid vir jou gaan sê, is daar's die antwoord. Die antwoord is kort en kragtig. Jona was 3 dae in die vis van die maag, in die maag van die vis, en nou Jesus was 3 dae in die graf gewees. Maar as jy die skrif reg lees, gaan jy agterkom, Jesus was nie 3 dae in die graf gewees nie, hy was net 2 dae daar. Want hy het op die oggend van die 3de dag opgestaan. So hy was nie vir 3 dae in sy graf nie. So nou is jou evangelie in flarde geblaas. Maar daar is 'n waarheid rondom dit, maar ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Miskien moet jy bietjie die Heilige Gees begin vertrou om vir jou te sê, so wat het Jesus eintlik vir ons probeer sê, van 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde? Wat is dit wat Jesus vir ons daar probeer sê het? Dis die teken. Maar in 'n geval, die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Jy sien, Griekse wysheid was menslike kennis, en vanuit, so die Jode wat na Jesus toe gekom het en hom kom ons noem dit, gebevraagteken het, was vanuit die godsdienstige sisteem uit wat 'n teken gevra het, en dan kry jy die Grieke, wanneer die evangelie aan hulle verkondig word, dan wil hulle met wysbegeertes en allerlei slim stories, wil hulle die evangelie probeer ontleed. En kan ek vir u sê, tot vandag toe nog, nie Grieke nie, ons het die Grieke geword. Ons wil, dis 'n narheid as mense Christus probeer ontleed vanuit die natuur uit. Ek dink so aan hierdie Louis Giglio, wat, hy wil mense net oortuig, as jy net kyk na die sterrestelsel, dan weet jy daar's 'n God in die hemel. Ekskuus. As dit jou go-to is, om te probeer om God te regverdig as God, omdat jy na die natuurlike uitspansel kyk, en of jy kyk net na die samestelling van 'n mens, en sy vingerafdrukke en sy oog, en daaruit wil jy God probeer bewys. Daar's geen bewyslas op God nie. Geen. En nie ek of enige iemand het die reg om God te bevraagteken, om homself te probeer bewys aan ons dat daar 'n God in die hemel is nie. Dis net jou eie hoogmoed wat hom misken, op grond net van jou eie wyshede en jou eie slimmigheid. Maar weet jy wat, daar's 'n baie mooi Afrikaanse gesegde, slim het sy baas gevang. En slim gaan meeste van sy baase vang. Wanneer hulle die dag voor die regter staan, dan het slim sy baas gevang. Want dan gaan Jesus sê, gaan weg, ek ken jou nie van waar jy is nie. En daar sal geween wees en gekners van die tande. Jy sien, dit is die probleem, as jy Jesus se autoriteit begin bevraagteken, weet wat is jou probleem? Dan gaan jy nooit by sy voete gaan sit nie. Jy sal nooit by die voete van Christus opeindig, solank as wat jy sy autoriteit bevraagteken nie. Goed, ek vat dit verder. Hy sê, vers 23, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Paulus sê, dis kort en kragtig. Ons het nie nodig om enige
ander ietsie by te bring by die evangelie nie, niks nie. Nie daai ou se, en mense kan so maklik, jy moet daai boek gaan lees, en jy moet daai, hierdie ou het insig, jy moet tog net sy boek. Al wat u hoef te doen is sit asseblief saam met die Heilige Gees en lees die woord van God, want dis al wat jy nodig het. Ek het 'n vriend wat eendag vir my gesê het, hy lees net 2 goed. Hy sê, ek lees padtekens en ek lees die Bybel. En toe sê ek vir hom, weet jy wat, ek sukkel partykeer om die padtekens raak te sien, maar ek stem saam, ek lees die Bybel. Ek het nie nodig om boeke te lees, om Christus te leer ken nie. Want, jy sien, die ou wat die boek geskryf het ook maar net sy opinie daaroor te lewer. As hy vir my die Bybel verklaar, vers vir vers, en hy gee vir my daarin openbaringskennis van die woord, by all means, dan het ek miskien nog ooghare vir hom, andersins gaan ek nie sy boek lees nie. Goed, enige iemand wat 'n Christelike boek skryf, het net een doel voor oë, en dit is om geld te maak. Goed, ons vat dit verder. Hy sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Hy sê, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Jy sien, ons verkondiging is een ding. Christus die gekruisigde, want Christus is die krag van God en die wysheid van God. Wat beteken dit? As jy wil weet van die krag van God en die wysheid van God, dan vat jy die woord en jy leer die woord, want Christus is die woord. Ok, ek wil nie, ons kan nou nog aangaan en klaar, maar gaan lees maar klaar 1 Korintiërs 1 tot en met vers 31. Ek moet ongelukkig nou aanbeweeg, want anders gaan ek nie klaar kry met Jakobus hoofstuk 2 nie. Maar kom ons gaan aan by vers 6 van Jakobus hoofstuk 2, maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor regbanke sleep nie? Jy sien, as jy dink die regbank is in die hof, dan mis jy dit. Wat is die regbank? Dit is die ouens wat jou voor die raad bring. Ons het 'n kerkraad en die kerk het besluit, jy mag nie dit en dit nie, en jy mag jou nie laat doop nie. En dat is nou weer, wil ek amper sê, valsheid van 'n ander dag, maar jy sien die godsdienstiges het altyd een of ander iets wat hulle gebruik om mense mee te beheer. En of dit dan nou die doop is, en of is, weet jy wat, ek kan onthou, ek het op 'n stadium, was ek by 'n gemeente betrokke wat by vreemde leringe en goeters betrokke was, en daar was 'n hele ding oor ons moet die vuur gaan haal in Amerika, en die mense het oorgevlieg, hulle gaan die vuur gaan haal en dit terugbring na die gemeente toe, en ek het die gemeente teen dit probeer waarsku, en toe die voorgangers, daar was 2 van hulle, het my ingeroep en vir my gesê, as jy nie gaan ophou met hierdie ding, dat jy met die gemeente kommunikeer nie, dan moet jy ons gemeente verlaat. En jy sien, dis maar die ding. Die ding is, ons het afgewyk van die autoriteit wat in die woord lê, en ons word beheer en bestuur deur mense, wat sê, ons is hier die gesag, en jy sal luister wat ons sê. Jy sien, dis hulle wat jou voor die regbanke sleep. As iemand in die waarheid beweeg, en jy en ek beweeg in die waarheid, weet jy wat, ons sal nooit koppe stamp nie. Inteendeel, ons gaan in eenheid begin inbeweeg, en ons almal gaan dieselfde ding soek, en ons almal gaan by die voete van Jesus sit, en niemand van ons gaan 'n man aanneem en sê, hy is die ou, ons luister, en as jy nie na hom gaan luister nie, dan gaan ons jou uithaal nie. Dis maar hoe dit is. As ons nie na hom gaan luister nie, jy moet na hom luister, hy is die pastoor. Dan wil ek vir jy sê, dis afgoderry, en jy het 'n aannemer van 'n persoon geword. Goed, ek gaan aan. Vers 7. Jakobus 2 vers 7 sê, is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? Nou,
ons het nou al baie keer in die laaste tyd het ons in ons gemeente gepraat oor die leringe en oor die ekskuus tog nie oor die lering nie, oor die naam van Christus sê, in my naam sal julle duiwels uitdryf, in my naam sal julle sieke, in my naam, in my naam, in my naam. En toe het ons agtergekom, en dan verwys ek gou vinnig na Openbaring hoofstuk 19, want as jy eers agterkom, wat is die naam, dan kom jy agter in vers 13 van Openbaring 19, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is, dubbelpunt, die woord van God. Wat is Christus se naam? Die woord van God. Nou wil ek vir jou sê, hy sê hier in vers 7 van Jakobus 2, hy sê, is dit nie hulle wat die edele naam, die edele woord van God, dis die naam, is dit nie hulle wat die edele woord van God belaster, wat oor julle aangeroep is nie? En kan ek nou vir jou sê, jy kan elke skriffie, wat verwys, na die naam bo elke naam, dan kan jy gaan kyk, dit gaan oor die woord van God. Christus is die woord van God. En wanneer hy sê, julle sal in my naam siekes gesond maak, dan sê, julle sal in die woord van God siekes gesond maak. Nie fisies siek nie, geestelik siek, mense wat van die waarheid afvallig geword het. Julle sal in my naam duiwels uitdryf, julle sal deur die woord van God duiwels uitdryf. Want die woord van God sê, in Johannes 8 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Jy sien, ons maak dit 'n geweldige, ingewikkelde ding, en sê, ons moet net rondgaan en duiwels uitdryf. Nee, dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê nie, ons moet gaan duiwels uitdryf nie. Die woord sê, in sy naam sal duiwels uitgedryf word. Goed, so ek wil nou maar net vers 7 net weer lees in die konteks van wat ek nou sê. Hy sê, is dit nie hulle wat die edele woord van God belaster wat oor julle aangeroep is nie? As julle ewenwel die vers 8, die koninklike wet volbring. Wat is die koninklike wet? Die wet wat ingestel is deur die koning. Wie is die koning? Christus. En wat het Jesus gesê, wat is sy wet? Ons weet, hy het op 'n stadium het hy een van die owerstes na hom toe gekom en gesê, toe sê Jesus of hom, so wat sê die wet? Toe sê hy, jy moet die Here jou God lief hê, jou hart, siel, verstand, al jou krag. En jou naaste soos jouself. En Jesus sê, gaan doen dit en jy sal lewe. Luister mooi, Jesus sê, as julle ewenwel die koninklike wet, die wet wat deur Christus ingestel het, volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Dis ons evangelie. Wat is ons evangelie? Ek moet my naaste lief hê soos myself. Hoe doen ek dit? Nee, dis nie, ek moet sy grasperk vir hom gaan sny nie, of ek moet vir hom geld gee as hy sukkel nie, of ek moet vir hom 'n klip uit die pad rol as dit met hom swaar gaan nie. Dit het niks met liefde te doen nie. Wat is die naaste liefde wat ek vir myself het? Is om God eerste lief te hê. Hoe het ek God lief? Met my hele hart, my hele siel, my hele verstand en al my krag. Hoe is dit? Om by sy voete te sit en hom te leer ken, soos wat Maria gekies het om hom te ken. Maria het, in teendeel met haar suster Martha, het sy gesê, ek sal by sy voete sit, klaar, en ek sal hom leer ken. Maar, vers 9, en dis die kruks, as julle partydig is, nou ons het nou 'n bietjie gepraat oor wat is partydigheid. Weet jy wat is partydig? Het jy al, dink gou aan die tyd van die verkiesing in ons land. En wanneer die verkiesingstyd aan is, dan sien jy, daar gaan die borde op. Daar is die DA en daar is die ANC en daar is die wat oor partye ook al, ek wil nie nou politiek gesels nie, maar is verskillende partye. En elke party het 'n slagspreuk wat hy aanbied, en hy sê, kom en stem vir ons, want ons gaan dit vir julle doen. En dan gebruik hulle goeders soos die, ons sal loadshedding ophef, en al die goeders wat hulle, al die leebeloftes wat hulle maak. En die ander ou sê nie, ons gaan die ekonomie regtrek, en die ander ou sê, en dis 'n party. En hier in die Bybel sê hulle, pas op vir partyskappe. Want wat sê hy? As julle partydig is, as jy 'n party kies, nou gaan besluit of jy by 'n party is.
Is jy by 'n godsdienstige party betrokke? Is jy by die NG party? Of is jy by die AGS party? Of weet jy wat, miskien is jy by die Doxa Dayo party? Of dalk is jy by die Hillsong party? Of weet jy wat, daar's nou 'n Josh Jane party. En so kan jy besluit wat is jou party. Weet jy wat het ek gekies? Ek kies God se party. En God se party is die gemeente van God. En die gemeente van God is oor die hele wêreld versprei in elke stad, volk, taal, nasie. Dis God se gemeente. God se gemeente het nie 'n partynaam nie. Ons het nie nodig om onder 'n naam te funksioneer nie, want die probleem met 'n party is hy het altyd een of ander mensgemaakte ideologie wat verskil van die ander partye. Ek en Doxa Dayo kom nie ooreen nie, want Doxa Dayo glo in dit en ons glo in dat. En daarom laat hy maar doen wat hy doen en ek doen wat ek doen. En daarin is daar geen eenheid nie, niks. Inteendeel, dis partyskap. En dan weet jy wat sê die woord in vers 9? Maar as julle partydig is, wat doen julle? Doen julle sonde. Dis 'n sonde om jou af te stig en jou eie party te begin. Weg van die gemeente van God af, of van die liggaam van Christus af. En dan word julle deur die wet as oortreders bestraf. Die wet gaan jou bestraf. En dan gaan jy sê, ja, die wet is vervul. Ja, die wet is in jou opinie is vervul, maar wat beteken dit? Wat is die vervulling? Die vervulling is in Christus. Kom ons kyk 'n bietjie nader. Ons is nou by vers 10. Jakobus 2 vers 10 sê: Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Goed. Nou, ons weet, Jesus het daai selfde woorde gebruik. Hy sê, as jy een wet gebreek het jy die hele wet oortree. En dan sê ons vir onsself, lekker, ons is nie meer onder die wet nie, en omdat ons nie onder die wet is nie, dan kan ons nie oortree nie, so ons is vry van die wet, vrygemaak, ons is vry om te doen net wat ons wil, ons is okay, ons hoef nie te worry oor die wet nie. Maar wat jy nie verstaan nie, is dat daar 'n geestelike wet ingewerk in die wet. En die geestelike wet is dit wat ons beheer vandag nog. Nou kom ons kyk gou na die geestelike wet. Hy sê in vers 11, want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. So, God het gesê, jy mag nie egbreek nie. Het dit verval? Het daai wet verval? Jy gaan nou sê, ja, dit het verval, dit is vervul in Christus en daarom het dit verval. Maar jou probleem wat jy het is jy het daai wet 'n vleeslike wet gemaak. Jy het gesê, jy mag nie egbreek nie, beteken ek mag nie van my vrou skei nie. En nou het jy klaar besluit, ek onderhou daai wet, deurdat ek nie van my vrou skei nie. Maar nou het Jesus gesê, maar as jy die wet so wil interpreteer, dan sit jy met 'n probleem, want as jy in jou gedagtes met 'n ander vrou begeer het, dan het jy die wet klaar verbreek, so jy's skuldig. Maar jy sien, die wet was nooit veronderstel om 'n vleeslike wet te wees nie, dis 'n geestelike wet. So wat is die geestelike wet wat sê, jy mag nie egbreek nie? Wat beteken dit? Dit beteken, ek en jy is met Christus getroud, ons is deel van die bruid van Christus, en daarom kan ek nie afstig van Christus af na my eie party toe nie, want dis egbreek. En ek mag nie egbreek pleeg nie, ek verbind my tot Christus, en ek verbind my tot sy liggaam. En ons is almal deel van die liggaam van Christus, en daarom geen partyskap nie. En die oomblik as jy jou by 'n party geskaar het jy egbreek gepleeg. Teen wie? Teen die bruid van Christus, teen sy liggaam. Hoe weet ons dit? En nou wil ek jou vra, gaan lees 1 Korintiërs 6. Wat sê? 1 Korintiërs 6 gaan lees net vanaf vers 12 tot 20 en vra weer 'n keer die Heilige Gees om vir jou insig te gee.
Want daai is 'n geestelike wet, die liggaam wat hy daarvan praat, is die liggaam van Christus. Dit het niks te doen, want hy sê, kom ek lees dit net. Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. So wat is die lede van Christus? Dis sy liggaam. Wat is die hoer? Dis die vals kerk. Dit het niks te doen met fisiese hoere nie. Dit het alles te doen met partydige hoere. Met ander woorde, jy kry die groot hoer wat ons kry in Openbaring, en dan kry jy all the harlots, part of die groot hoer. Met ander woorde, dis al die vals kerke, al die wat hulle eie partye begin het. Hy sê, en as jy jou skaar by die hoer, dan het jy teen God egbreek gepleeg, want dan het jy die liggaam van Christus verlaat, en jy het gesê, ek kies daai kerk, want hulle is vir my die beste lot. En nou het jy jou skuldig gemaak aan egbreek. En nou sê Jesus, Jakobus, ek is terug by Jakobus hoofstuk 2:11, want hy het gesê, jy mag nie egbreek nie, en hy het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. So hy sê daar is 'n oortreding, die wet het nie verval nie. So wat is die oortreding? Die oortreding is, dat as jy nie egbreek pleeg nie, en jy slaan dood, nou sê jy, ek gaan in my lewe, ek het al baie keer gedink om iemand te vermoor, maar dit is net 'n gedagte, ek sal nooit moord pleeg nie. En jy sal waarskynlik nie moord pleeg nie. Maar kan ek jou vandag sê, daai wet het niks te doen met ek slaan iemand dood, met wat ook al doodslaan nie. Waarmee slaan mense dood? Hulle slaan hulle geestelik dood met vals lering. En dit is die wet waarna, dit is wat Christus kom vervul het. Hoe het hy dit vervul? Hy het gesê, ek gee aan, dit is volbring, ek gee my gees in u hande oor. Wat beteken? En wanneer hy dan by sy Vader is, dan gee hy vir ons later die Heilige Gees, sodat ons daai wet wat hy vervul het, reg kan verstaan, want daai wet was van die eerste dag af bedoel gewees om 'n geestelike wet te wees. Die wet van God is 'n geestelike wet, nie 'n wet wat die natuurlike mens wil bestuur in, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuie, wat is dit, ek mag nie steel nie? Dit beteken ek mag nie mense beroof van die waarheid nie, dis wat jy mag nie steel beteken nie. En ons moet baie dieper insig hê, diep insien in die waarheid van God se woord, voordat ons kan 'n oordeel vel oor wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie. Dan sê hy in vers 12, julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Wat is die wet van vryheid? En ek wil vandag vir jou vra, verstaan jy, het jy klein bietjie meer insig nou oor wat beteken die wet van vryheid? Want die wet van vryheid sê nie Christus het nie vir my gesterf om my met allerhande programmetjies en goed te beheer en allerhande wette te beheer nie. Hy sê net moenie doodslaan nie. Nou moet ek sê, Here, wat beteken dit as ek doodslaan? Dan sê hy, Anton, jy gaan alleenlik doodslaan as jy mense die waarheid van die woord nie reg verkondig nie. En nou kan ons teruggaan, ons kan nou gaan sê, wees vinnig om te praat, hy sê, wees gou om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Wat, ons het dit gehanteer, gaan luister na die opname. Wat beteken dit? En nou ons gaan nog by beheersing van die tong kom, by die volgende hoofstuk 3, wat sê, moenie baie leermeesters word nie. Of wees nie. Wat beteken dit? Beteken, kry eers, voordat jy mense mislei met wat jy glo die woord sê, moet jy seker maak dat jy die waarheid weet het. Want as jy gaan vir mense preek wat die woord nie sê nie, dan gaan jy hulle mislei en hulle gaan hel toe gaan en jy gaan aanspreeklik gehou word. God gaan jou voor sy regterstoel trek en sê, jy het my kinders mislei. En dis doodslaan. Dis waaroor doodslaan. En ons moet
baie mooi dink voordat ons met die skrif net sommer so lig wegwerk asof ons beheer het en asof ons ek hoor 'n ding en dan herhaal ek dit sommer. Daar's so baie leuns wat verkondig word deur vals leraars en ons as ware gelowiges, verbeel jou, ons as ware gelowiges, ons vat dit asof dit waarheid is. Jy luister na mense, hulle sê goed en dan vat jy dit as waarheid terwyl dit 'n leuen is. Hy wat spaarsaamlik saai sal spaarsaamlik maai en dan dink hy, dan sê hulle vir ons dis geld. En dan gee ons net meer geld vir hulle en dan verwag ons 'n finansiële opbrengs of 'n oes. En dis 'n leuen, dis 'n leuen, dis 'n leuen. En daarom moet jy seker wees voordat jy praat wat 'n ander ou praat. Goed, en dan sê hy vers 13. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Nou net daai versie is belaai met soveel krag. Luister mooi, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Blaai gou vir my na Matteus 18 toe. Matteus 18 en dan gaan ek daar vanaf vers 15 en ek wil net kyk net na die opskrif van Matteus 18 vanaf vers 15. Die opskrif sê die vergifnis, die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser. En ons ken almal hierdie gelykenis. Die hele gelykenis gaan oor hierdie man wat vir sy heer geld geskuld het en toe skryf die heer sy skuld af en dis die beeld van Christus wat ons skuld afgeskryf het. Hoe het hy ons skuld afgeskryf? Wanneer hy aan die kruis gaan dan neem hy al ons sondes van ons af weg en ons word deur Christus is ons dan nou vrygekoop deur sy bloed en dan sê hy nou was hy die barmhartige een wat al my sonde op hom geneem het en nou sê hy, nou verwag hy van ons om dieselfde te doen. En wat beteken dit om barmhartigheid te bewys? En jy kan die hele gelykenis gaan lees vanaf vers 15 tot en met vers 35. Jy sien Matteus 18 vanaf vers 15 wil vir ons een boodskap bring en dit is om te sê, omdat Christus aan ons toe hy die mensdom besoek het en aan ons die evangelie van die koninkryk van God gebring het hy sy vergifnis boodskap vir ons gebring. En daar's soveel opgesluit in sy vergifnis boodskap. Want dit is die barmhartigheid van God gewees om te sê, ek gaan julle nie julle sondes wat julle gedoen het, en moenie dit sien as fisiese sondes nie, want dis nie die sonde. Die sondes van ongeregtigheid. Wat is die sondes van ongeregtigheid? Dit is die sonde wat sê, God sê een ding, maar ek besluit ek glo 'n ander ding. En met sy barmhartigheid het hy vir ons die waarheid kom gee, sodat ons dan die leuen kan identifiseer as ons dit meet teen die waarheid, en dit is ons vergifnis. Want wanneer ek glo, so kom ons vat 'n voorbeeld, ek glo dat Christus het vir my aan die kruis gesterf, en sy bloed bring vir my die reiniging, en dan sê hy vir my op 'n stadium, dan sê hy, julle moet my vlees eet en my bloed drink. Ek leer by die verkeerdes, dat hulle sê, moenie worry nie, alles is aan die kruis vir jou gedoen, sy bloed het jou klaar skoon gewas. Maar wat Christus vir ons probeer sê is dat hy het gekom, en sy bloed is deur die Heilige Gees het sy ma swanger geword. So sy bloed is 'n onbesmette bloed, want hy het uit die hemel uitgekom. Sy ma het swanger geraak
uit die hemel uit. So hy was die vlekkelose lam, en wat hy daarmee probeer sê is dit wat hy vir ons gebring het deur sy woord en deur die verkondiging van die evangelie, moet ek en jy nou weer die Heilige Gees gaan vertrou, dat ons kan kom tot daai kennis, en dat daai bloed, of die Heilige Gees wat deur sy bloed gekom het, vir ons 'n reiniging bewerk van al die leuns wat ons geglo het van wie God is, en dat ons dit kan leer ken deur die waarheid, en die waarheid sal julle vry maak, Johannes hoofstuk 8. Die waarheid sal julle vry maak, wat beteken, dit is sy barmhartigheid, dat sy waarheid kom, en sy waarheid red ons. Dis nie 'n halwe of wil ek amper sê, afgewaterde evangelietjie wat sê, moenie worry nie, Jesus het alles klaar vir jou aan die kruis bewerk, jy moet net just believe it and receive it. En dan mis jy die boodskap van redding, want redding is nie net 'n besluit vir Christus nie. Redding is 'n wandel van die dag dat jy tot redding gekom het. Dan moet jy kom by die plek waar jy hom leer ken, en waar jy sit by sy voete, en dan sê hy, pas op net, dat jy nie mislei word, deur die ouens wat hulle voordoen, asof hulle die antwoorde het, maar hulle het self nog nie by Jesus se voete gekom nie. Ons het onsself lief, en ons het ons naaste lief soos wat ons onsself het, deur by die voete van Jesus te sit. Wanneer? Elke dag van jou lewe moet jy by die voete van Jesus kom, en jy moet kennis van hom opdoen, sodat jy barmhartigheid kan ontwikkel, om ander te help, om Christus te leer ken. Dit is naaste liefde. En so, wat is die boodskap van Jakobus hoofstuk 2, daai eerste 13 verse. Die boodskap is, moenie na 'n man luister wat jou nie na die voete van Christus toe neem nie. En die enigste manier hoe jy jou na Christus toe kan neem, is om jou vers vir vers die woord van God te leer ken, en aan jou te verduidelik wat die insig is van dit wat hy vir jou probeer leer deur die woord van God. Want jy sien, die grootste probleem in die kerk waarin ons onsself bevind is, daar's ouens wat die woord van God vir hulle self toegeëien het, en nooit besef het, dat ons behoort aan 'n liggaam, en die liggaam moet toegang hê tot die waarheid, en die liggaam moet al die kennis, die ou wat voorstaan, en die voorganger moenie meer kennis hê as die mense wat hy na Christus toe lei nie. Sy enigste doel moet wees om hulle lief te hê, soos wat hy homself lief gehad het. En die enigste ding wat dit verhoed, is om te sê, as ek jou alles leer wat ek weet, afhangende van of ek alles weet, dan verloor ek jou as een van my disipeltjies, en dan verloor ek jou inkomste, en dit is absoluut net presies waarteen Christus ons waarsku. Moenie 'n aannemer van 'n mens word, dat jy 'n ondersteuner word van 'n persoon, in steede van om by die voete van Christus te kom, en saam met die res van die liggaam mekaar te help in naaste liefde, om Christus te leer ken nie. Here, dankie dat ons hierdie woord het, wat dit vir ons makliker maak, om die spanning af te neem van onsself af, Here, want die spanning wat ek het, gaan wees dat ek mense na my toe wil rig, en dat ek hulle nooit moet teleurstel, of wat ook al nie, Here, dan sê U, my juk is sag en my las is lig, en al wat ons almal moet doen is om mekaar te help, om by Jesus se voete te sit. Dis waarvoor ons geroep is. En Here, as ek dan nou nie die go-to man is nie, Here, dan is daar nie spanning op my nie. En daarom, Here, is dit ons hart, is om almal saam by die voete van Jesus te sit. En want U is die hoof, en U het gesê, ek sal die aarde maak die voetbank
van jou voete. Vader het gesê, hy sal die aarde die voetbank maak van Christus. Daardie plek waar ons kom kniel en waar ons kom erken, ons het niks as U dit nie vir ons gee nie. Ons bid dit in Jesus naam.